Hi daar Vadersdorp kids. Vir die van julle wat my nou nie ken nie, ek is Juffrou Lazel en ek is net so bly julle is hier vandag. Nou, het julle al ooit iemand moes vertrou, al het julle nou nie verstaan wat eintlik aangaan nie? Wel julle, vandag gaan ons nou gesels oor wat dit beteken om God heeltemal te vertrou. Maar voor ons by dit uitkom, kom ons maak eers gou ons oë toe en bid en dan sing ons 'n paar liedjies saam met mekaar vir God. Liewe Jesus, dankie dat U ons vandag by mekaar gebring het. Ons is net so dankbaar vir nog 'n kans om meer oor U te leer en ons geloof te groei. Help ons asseblief vandag om gefokus te wees en nie distracted te word nie, sodat ons net iets nuuts uit die woord kan leer. Maak ook asseblief ons verstand en ons hartjies oop om U woord en alles wat ons vandag gaan leer te verstaan. In Jesus naam bid ons dit. En ons almal sê, Amen. So okay julle, ons gaan nou 'n paar liedjies vir Jesus sing en ek wil graag nou hê dat julle net julle alles moet gee, want om God te prys en om te aanbid is nou 'n manier vir ons om hom te wys, ons het hom lief en ons vertrou hom. He's the one who hung the star.
surrounds me in the eye of the storm. Wow, julle, ek love dit net om tyd in God se teenwoordigheid te spandeer en vir hom te wys net hoe baie ons hom liefhet en hom waardeer. Nou, kom ons wag nou nie langer nie en kom ons begin met ons les van vandag. Moes julle nou al ooit instruksies volg wat dalk bietjie weird was? Soos, miskien het jou ouers jou nog gevra om iets te doen, maar jy het nie verstaan hoekom nie. Maar later te besef jy, daar was eintlik 'n baie goeie rede hoekom en dit was vir jou eie beswil. Wel julle, dis hoe God wil hê ons moet hom vertrou. Partykeer gaan ons nou nie verstaan wat hy doen of wat hy ons vra om te doen nie, maar hy weet altyd wat beste is en ons moet hom net vertrou. Nou die Bybel vertel vir ons die volgende in Spreuke 3 vers 5 tot 6. Vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Nou, julle, hierdie vers sê vir ons dat ons God heeltemal moet vertrou en nie net staat maak op wat ons dink ons weet nie. Want julle sien, ons eie verstand gaan ons in die steek laat en ons laat begin verkeerde besluite maak. Maar julle, God sal nooit ons in die steek laat nie en hy sal ons altyd op die regte pad lei. Nou, om ons te help met vandag se les en dit beter te verstaan, gaan ek nou eintlik 'n assistent nodig hê. My goeie genade, jy het uit nêrens uit verskyn nie. Wel, jy het gesê jy het hulp nodig, so hier is ek. Waarmee kan ek jou help? Okay, wel, ek wil hê jy moet vir my hierdie 2 koppies vashou. Nou, hierdie groen beker gaan jou beker wees. En hierdie pers ene, dit is nou my ene. Okay, nou, voor ons aangaan wil ek jou eers ietsie vra. Vertrou jy my? Ek dink so. Okay, ek klink nou nie 100% seker nie, maar dis okay, ons sal in elk geval begin. Wat ek nou gaan doen is, ek gaan nou water gooi in al 2 van die koppies. Nou, ek wil dat die kinders kan sien. Okay, nou is daar water in al 2 koppies. Nou, ek gaan nou my koppie terugvat, baie dankie. En ek gaan nou aan hom vashou, terwyl jy nou ietsie baie van gaan doen. Okay, so wat ek wil hê jy moet doen is, ek wil hê eerstens jy moet jou oë toemaak. Okay, dan wil ek hê jy moet nou jou koppie op jou kop sit. Okay, jy moet hom nog vashou. En dan moet jy nou 'n sirkel spin tot ek stop sê. Is jy gereed? Ek dink so, ja. Okay, jy kan maar begin. Wee. Wee. Spin, spin, spin. Wee. Okay, stop. Okay, stop. Okay. Well done. Jy het regtig baie goed gedoen. Nou gaan jy weer eens vra. Vertrou jy my? Ja, ja. Okay. Want ons gaan nou ons koppies vat en ons gaan dit nou oor ons koppe gooi. Jy is seker nie ernstig nie, want ek gaan nat word. Vertrou my net, jy sal nie nat word nie. Doen dit net. Okay, is jy reg? Ja. Wat hy? Well done, jy het dit gedoen. Nou, ek weet dit was nou eintlik 'n bietjie scary gewees, maar jy het my vertrou in dit in elk geval gedoen. Wel, as ek eerlik is, ek het my doubts gehad. Ek was baie seker ek gaan nat word en al ons equipment hier gaan dalk 'n bietjie skade ly, maar Wel, dit is omdat jy nou in jou eie verstand vertrou het. Jy sien, in jou gedagtes was daar nou water in die beker en as jy dit nou oor jou kop gaan gooi, dan gaan jy mos nou nat word. Maar wat jy nie geweet het nie, daar was iets in jou beker wat al die water geabsorbeer het. Nou, al het jy dit nou nie gesien in die begin nie en jy het nou nie geweet hoe dit werk nie, jy het in elk geval nou my vertrou en geluister. En
dis presies hoe God wil hê ons moet hom vertrou. Want ons gaan nie altyd die feite ken nie en ons gaan nie altyd weet wat God wil hê ons moet doen nie, maar God wil hê ons moet hom vertrou in elk geval, want hy sal ons nooit skade aandoen nie. Julle sien, God sien altyd die groter prentjie en daarom moet ons hom net heeltemal vertrou. Ja, dis actually 'n baie awesome illustrasie van hoe ons God moet vertrou, al sê ons verstand vir ons dit maak dalk nie sin nie. Ja wel, baie dankie dat jy ons nou gehelp het, hoor. Dis reg. Beteken dit ek kan nou maar gaan? Is ons klaar? Ja, jy kan maar gaan. Okay, ek het geen idee hoe hy dit doen nie. Maar anyways julle, kom ons gesels nou oor, hoe kan ons nou eintlik prakties God vertrou? Want julle sien, om God te vertrou, gaan nie net oor om te sê jy vertrou God nie. Want dink daaroor, oom John het gesê hy vertrou my, maar daar was duidelik baie twyfel in sy hart gewees. Nou, dis dieselfde om God te vertrou julle. Ons kan nie net sê ons vertrou hom, maar in ons harte en gedagtes twyfel ons in hom nie. Julle sien, om God heeltemal te vertrou, is om vir God nou te wys, jy vertrou hom deur die manier hoe jy elke dag lewe. Nou, kom ek gee vir julle 'n paar praktiese maniere oor hoe julle nou God kan wys julle vertrou hom. Nommer 1, wees gehoorsaam sonder om vrae te vra. Julle sien, net soos ons in die object les nou gesien het, gaan God ons baie keer vra om dinge te doen wat dalk nie heeltemal vir ons sin maak nie. Nou, wanneer ons gehoorsaam is aan God se opdragte sonder twyfel, al verstaan ons nie altyd wat gebeur nie, dan wys dit nou vir God dat ons hom vertrou. Nou, ek weet dis makliker gesê as gedoen, maar hier is 'n Bybelvers om julle te help. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle, nie teëspoed nie. Ek wil hê dat julle hoop vir die toekoms moet hê. Julle sien, God weet wat hy vir ons beplan het, en sy planne is nie om ons skade aan te doen nie, julle. So, kom ons vertrou God met ons hele hart, en wees gehoorsaam aan hom, sonder enige twyfel. Want, julle, God het 'n amazing toekoms vir ons in stoor. Nou, kom ons kyk na die tweede ding wat ons kan doen, om God te wys ons vertrou hom. Volg God se woord. Julle sien, die Bybel is nou vol van God se wysheid en leiding vir ons. En ons moet gehoorsaam wees en doen wat dit sê sonder twyfel. Want wanneer ons dit doen, dan wys ons vir God ons vertrou sy plan vir ons lewens in plaas van ons eie verstand. Nou kom ons kyk wat anders ons kan doen om vir God te wys ons vertrou hom. Nommer 3, bid en vra vir God se hulp. Julle sien, ons gaan nou nie altyd weet wat om te doen nie, veral wanneer ons nou in 'n moeilike of 'n scary situasie beland. Maar weet julle wie weet wat om te doen? Ja, God weet wat om te doen. Julle sien, wanneer dinge scary of confusing is, in plaas daarvan om te worry en dit op ons eie te probeer uitfigure, julle moet ons bid en vir God vra om ons te help. Want wanneer ons dit doen, dan wys ons vir God, ons vertrou hom en ons wil sy raad in ons situasie hê. Nou kom ons kyk nou na die vierde ding wat ons moet doen om vir God te wys ons vertrou hom. Wag vir God se perfekte tyd. Julle sien, partykeer wil ons nou hê dat dinge moet dadelik gebeur. Maar God ken die perfekte tyd. Nou, om God te vertrou beteken dat ons geduldig moet wees en weet dat hy werk, al sien ons nie dat hy werk nie. So, in plaas van om nou voor God uit te hardloop en dinge te doen wanneer ons nou dit wil gedoen hê, want ons wil dit nou dadelik gedoen hê, kom ons wees eerder geduldig en wag op God, want julle, sy tyd is altyd perfek. Nou, kom ons kyk na die laaste ding wat ons kan doen om vir God te wys ons vertrou hom. Nommer 5, gee jou vrese vir God. Julle sien, wanneer ons nou deur 'n moeilike tyd in ons lewens gaan en ons het vrees, dan het ons basies nie geloof in God nie. Nou, om geloof in God te hê is baie belangrik, veral wanneer dit nou kom by God heeltemal te vertrou. So, julle, in plaas van om
bang te wees, moet ons bid en God vra om ons te help en ons moet hom vertrou en ons moet hom vra om ons vrese nou te vat en dit in geloof te verander. Nou, beteken dit dat God ons probleme nou net gaan wegvat? Nee, nie noodwendig nie. Maar God sal beslis vir ons 'n bonatuurlike vrede gee, sodat ons geen vrees het nie, al gaan ons deur 'n moeilike tyd. Nou julle, met dit alles gesê, dis nou tyd om te sien wat se kraft ons gaan maak, sodat ons awesome les van vandag kan onthou. Wow julle, ek het soveel van gehad om hierdie kraft nou te maak en ek is seker julle gaan dit ook geniet om dit te maak. Nou, ek wil julle almal aanmoedig om nie hierdie deel van ons les nou te skip nie en om deel te neem en 'n kraft te maak, want julle die kraft help ons om ons les te onthou, wat baie belangrik is. Nou, om die bladsy te download wat jy gaan nodig hê om hierdie kraft te maak, moet jy eenvoudig net na die beskrywing van vandag se video gaan en op die blou link klik waar dit sê hier is vandag se kraft link. Nou, ek wil nou net dankie sê aan elkeen van julle wat elke week deelneem en julle crafts my instuur. Julle is regtig net so amazing en ek waardeer julle so baie. Nou, kom ons kyk hoe julle crafts van laasweek uitgedraai het. Wow julle bly my net so verbaas met julle kreatiwiteit. Julle het so goed gedoen met julle crafts. Hou nou asseblief so aan en onthou nou om hierdie week weer julle crafts in te stuur deur 'n foto van jou craft op ons craft post op Facebook te los. Nou, ongelukkig julle is ons nou amper aan die einde van ons les, maar voor ons gaan, kom ons staan eers weer gou 'n bietjie op en dan sing ons 'n paar liedjies vir God. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your
show you which path to take. Proverbs 3, 5, and 6. Trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Proverbs 3, 5, and 6. Proverbs 3, 5, and 6. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Oh, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and the future. Oh, Jeremiah 29:11. Oh, Jeremiah 29:11. Julle, ek het regtig so 'n amazing tyd saam met julle gehad vandag. Dit was nou net soveel van om meer oor God se woord saam met julle te leer en hoe ons hom nou kan met ons hele hart vertrou. Nou voor ons gaan julle, kom ons maak gou eers ons oë toe en dan bid ons saam. Liewe Jesus, dankie dat U ons geleer het hoe om op U te vertrou. Ons weet dat U ons liefhet en altyd die beste planne vir ons lewens het. Help ons om U te volg, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie, en om U sonder twyfel te gehoorsaam. En Here, wanneer ons bang is of confused of onseker voel, herinner ons asseblief dat U altyd by ons is en ons sal lei en beskerm. Gee ook asseblief vir ons hartjies wat in U beloftes glo en die moed het om elke dag in geloof te lewe. Ons is net so lief vir U en ons vertrou dat U planne vir ons altyd goed is. In Jesus naam bid ons dit
En ons almal sê, amen. Julle, baie dankie dat julle my nou gejoin het vandag. Moet nou nie vergeet om julle crafts in te stuur nie. En ek sien julle nou weer volgende keer vir nog 'n fun les. Maar tot dan, bye bye julle.